Terwyl jou oë gesluit is, wees net bewus van sy Heilige Gees wat vanoggend in jou woon. En Heilige Gees help dat ons bewus sal wees van U nabyheid. Here, dat ons bewus sal wees van U wat in ons woon. Bid Here dat U ons geestesoë so sal verhelder, dat ons sal weet, kan weet watter hoop U roeping in ons lewens vanoggend inhou. Bid Here dat ons net so bewus sal wees van U liefde vir elkeen van ons. Here, dat U ons net kom toevou in U liefde vanoggend. Maar dat U vrede, wat alle verstand te bowe gaan, net oor ons sal spoel. Dat elke stukkie onsekerheid, elke stukkie bekommernis, elke stukkie vrees wat daar is, dat U vrede dit net sal oorweldig vanoggend. En die woord leer ons dat die blydskap van die Here is ons beskutting, en ek bid dat U blydskap vanoggend net in ons sal kom opstaan. Here, dat strome van lewende water vanuit ons binneste sal vloei. Wat vanoggend kom, Here. Kom raak ons aan. En Here, ons wil vanoggend net kom verklaar dat ons U so lief het. Dat daar niemand is wat soos U is nie. Here, ons honger en dors, nog soveel meer. Soveel meer, Here. Dankie, Heilige Gees, dat U net hier is. Die in hierdie plek is volgens. Here, dat die engele net sal kom bedien. Dankie, Here. Vader, en ek bid dat hierdie woord wat deel vanoggend, dat al is dit dinge wat ons al soveel keer gehoor het, bid ek dat dit vanoggend nuut en vars sal wees. Ek bid, Here, dat U ons oë sal open om dinge in die skrif, in die woord raak te sien wat ons nie voorheen raak gesien het nie. Dat ons begrip van dinge sal kry, en dat ons dinge sal verstaan soos ons dit nie voorheen verstaan het nie. En ek bid, Here, dat ons ore sal oop wees om te hoor dit wat U sê. En dat ons harte so ontvanklik sal wees. Here, dat dit nie soos 'n pad hart sal wees, dat as in die woord val, dat die vyand kom en hy kom pik die saad op nie. Maar Here, dat die saad vanoggend diep in ons harte sal inval.
wil weer uitroep, Here, ons honger en dors na meer. Meer van U. Dankie, Here, dat U aanraak nou. Dankie, Here. Here, dat die Gees net vloei deur elkeen vanoggend. So dankie, Here. So dankie. So dankie. Amen. En amen. Dankie, Andy en beringspan. Sal later net van die afkondigings doen. Wil aansluit by dit wat ons verlede week oor gepraat het, en ek het baie skrifgedeeltes vanoggend wat ek net gaan deurlees. Ek gaan nie by elkeen stil staan en verduidelik of iets daaroor sê nie. Maar ek wil jou regtig uitnooi. Gaan lees weer die boek Efesiërs. Hierdie week. Gaan lees Efesiërs, bepeins hom. Vat 'n pen, skryf dinge neer wat die Here vir jou wys, wat die Here vir jou sê. Ek weet dit in hierdie tyd wat ons leef, ek wil nie mis wat die Here wil kom doen nie. Ek wil nie wees soos iemand wat op die wal staan of op die paviljoen sit en kyk nie. Ek wil nie ou wees wat saam in die bootjie sit en roei. Ek weet ons is in 'n onstuimige wêreld. Dinge in ons land is onstuimig, deur mekaar. Maar in hom het ons vrede. In hom het ons oorwinning en deurbraak. En ek glo dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy, dat ons lees Efesiërs deur en laat toe dat die Heilige Gees met jou sal kom praat. En daar's dinge wat ek dink die Here moet baie keer weer in ons binneste kom vasmaak. Die woord geloof beteken onder andere om oortuig te wees van iets. En hoe oortuig is ek en jy van dinge wat hy praat in sy woord? Dinge wat hy sê hier in Efesiërs. En nie net in Efesiërs, soveel plekke in die woord. Maar ek dink waar ek wil wegspring vanoggend is om te verstaan hoe oortuig is ek en jy oor ons identiteit in Christus. Ons het al baie daaroor, soveel boodskappe en goeters gehoor. Ons het boeke al gelees daaroor. Daar's soveel dinge wat ons, en ek wil jou vanoggend weer vra. In 2 Korintiërs 5 vers 17 wat Paulus skryf, hy sê, daarom as iemand. Nou ek wil jou vandag uitnooi, haal die iemand uit en sit jou naam daarin vanoggend. Daarom as Shirley, as Claudie, as Davey, as Okkie, as Harry. Daarom, omdat Harry in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen en deur Jesus Christus aan ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur
ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom, dis Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, in Christus. Ek en jy is vanoggend 'n nuwe skepping. Sê vir iemand langs jou, jy's 'n nuwe skepping. Inteendeel, sê vir daai persoon, ek is 'n nuwe skepping. Jy's 'n nuwe skepsel in Christus. Kolossense 1 vers 13 praat hy ook daarvan. Hy sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy het ons verlos uit die mag van duisternis en hy het ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ek het 'n nuwe adres. Ek is nie wat ek was nie. Ek is iemand anders. So ek sê, ek is 'n nuwe skepping, ek is sy seun, ek het 'n nuwe identiteit. Maar die vraag, hoe oortuig is jy van daai nuwe identiteit? Wandel ek volgens my nuwe identiteit? Tree ek op volgens daai nuwe identiteit? Dink ek vanuit daai nuwe identiteit? Leef ek vanuit my nuwe identiteit? Is ek besig om in besit te neem wat ek toegang tot het, omdat ek 'n nuwe identiteit is, omdat ek 'n nuwe skepsel is? Arno Klaasen het so 'n stuk geplaas, en ek het nou nie die hele stuk nie, maar hy het so 'n mooi ding gesê rondom die Heilige Gees. En wat hy daar geskryf, hy sê, the Holy Spirit gives revelation that is needed to get the identity in our spirit position manifested as an experience in our conduct. Hy sê the work of the Holy Spirit is an ongoing process of revelation and application of our position and identity in the Spirit. En ek wil kou bietjie daaraan. The work of the Holy Spirit is an ongoing process of revelation and application of our position and identity in the Holy Spirit. An ongoing revelation and application. Jy sien, dis wat die Heilige Gees besig is om te doen. Hy wil dinge aan jou en my kom openbaar. Openbaar aangaande Christus, wie hy is, wat hy is, regtig. Hy wil aan jy en jou kom openbaar wat dit is wat Christus werklik gedoen het. Die impak van dit. Die impak van die voltooide, die volkome werk wat Christus aan die kruis gedoen het vir jou en vir my. Hy het nie 'n halwe werk gedoen nie. Dit was volkome. Dit is afgehandel. En dat ek en jy die openbaring sal kry daarvan, maar wat hy sê, a ongoing process of the revelation and application, die toepassing daarvan. Dat ek volgens die openbaring wat die Heilige Gees vir my en vir jou bring in ons lewens, dat ek volgens daai openbaring dit kan toepas en daarvolgens begin leef en begin wandel. Dat daai openbaring 'n absolute oortuiging in my binneste sal word en wees. En so moet weer, het ek en jy werklik die oortuiging in ons binneste van my nuwe identiteit in hom, my seunskap, my kindskap van die Here. Jy is vanoggend sy seun, sy dogter. Jy behoort aan hom.
Sien, die Heilige Gees help ons in ons gedrag, in die ervarings wat ons het. Maar ons gedrag is 'n uitvloeisel van die openbaring van dit wat die Heilige Gees in my hart kom deponeer. So my leefwyse moet werklik 'n uitvloeisel wees van hom wat in my is. Van die oortuiging wat hy in my binneste tuisbring. Sien, my lewe moet 'n manifestasie word van Christus wat in my is. My leefwyse moet 'n demonstrasie wees van hierdie identiteit wat ek nou het. En dit wat ons laas week gepraat het oor. Efesiërs 4 vers 30 wat hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Bedroef nie die Heilige Gees. Die Engels wat hy praat, do not grieve the Holy Spirit of God. Maar as ons daai versie vat, dan wil ek, dis hoekom ek sê, gaan lees die hele boek Efesiërs. Gaan lees van die begin af. Wat het hy als gesê voor hierdie versie geskryf is? Wat het hierdie skrifgedeelte vooraf gegaan? En ek het nou net so 'n paar gedeeltes uitgelig. So, dis nie alles nie. Daar's nog ander goed wat dalk belangriker kan wees vir jou, maar ek wil, dis wat ek sê, gaan lees die hele gedeelte. Gaan lees vanaf Efesiërs 1 af. Maar as ek net 'n paar goedjies uitlig, dan sê hy in Efesiërs 1 vanaf vers 3, hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Sê net vir jouself, ek is geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het ons almal, het ons elkeen geseën. Dan sê hy, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Is hy nie op die slide nie, Dani? Nee, ek weet nie wat ek gedoen nie. Sorry. Kyk hoe maar daar is, dalk het ek die slide verkeerd gekry. Sorry, julle hoor. Maar hy sê ons geseën met al die geestelike seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik te wees. En sê dit vanoggend, en sê dit, verklaar dit, Here, dankie dat ek vanoggend heilig en onberispelik kan wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Christus sy kinders te wees. Ek en jy is vanoggend sy kinders. Dat ek heilig en onberispelik voor hom kan wees. Vers 15, gedeelte wat ons al baie keer oor gepraat het en bedien het, gaan hom net weer lees. Hy sê, en daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek
dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Sien, dis wat die Heilige Gees wil kom doen. Hy wil vir Christus, hy wil vir die Vader, hy wil hom so aan jou en my openbaar, dat ek hom werklik kan ken. En die vraag is volgende, ken ek hom werklik? Ken ek my hemelse Vader werklik? Ken ek vanoggend vir Christus werklik? Hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Is ek regtig bewus van sy krag, wat hy in my en jou wil uitoefen? Sy krag wat hy in en deur jou en my wil manifesteer. Hy sê dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hy sê so dieselfde krag wat in Jesus gewerk het toe hy hom uit die dood uit opgewek het, dis daai selfde krag wat hy in jou wil laat werk en in my wil laat werk. Hy sê hoog by elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, het hom, Christus, bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Daar's 'n volheid van die Here wat hy in my, in jou gedeponeer het. 'n volheid van sy Gees wat in ons woon. Dan gaan hy verder, dan kom hy, Efesiërs 2. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak. Om klaar vanoggend sê net, Here, dankie, U het my lewend gemaak. Sê vir die ou langs jou, ek is lewendig. En as hy nie so lekker lewendig lyk nie, help hom net so 'n bietjie, laat hy net seker maak. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was. Hoor mooi wat hy skryf. Hy sê, wat dood was. Ek en jy, ons is nie meer dood nie. Dis sy lewe wat in my is. Wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Hoor jy, hoe praat hy van wie jy nou is, jou nuwe identiteit? Jy is nie soos wat jy was nie. Jy wandel nie soos die ouens daar buite wat nie die Here ken nie. Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Saam met Christus. Ek wandel saam met hom. Efesiërs 3 vers 14. Paulus bid weer, is die tweede gebed wat hy bid vir al die gelowiges. Hy sê, Paulus bid, hy sê, ek bid dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp
wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid, of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Hoor wat sê die Amplified? Die Amplified stel dit so mooi. Hy sê dat, van vers 19, hy sê that you may rarely come to know, practically, through experience for yourselves, the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience. Hy sê dat jy sy liefde fisies, prakties sal beleef, dat jy nie net kennis daarvan sal hê nie, kennis sonder die ervaring. Hy sê dat jy kennis met die ervaring van sy liefde sal hê. Hy sê that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and flooded with God Himself. I say now to Him, who in consequence of the action of His power that is at work within us, is able to carry out His purpose and do super abundantly, far and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes or dreams. Dis deel van my en jou identiteit. Dis deel van dit wat tot ons beskikking is. Dis deel van dit waarin hy wil hê ek en jy moet wandel. Dat ek en jy bewus sal wees daarvan dat hy doen hy sê dat ek bewus sal wees aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ek bid of dink volgens die krag wat in my werk. Sy krag werk in jou vanoggend en weet wat, hy wil doen ver bo dit wat jy kan bid of wat ek kan dink. En dan die laaste gedeelte, so langerige gedeelte wat ek wil uitkom. In vers 4, vers 17. En ek het van die goeders gesit, van dit is nuwe vertaling, van dit is ou vertaling, ek het dit net neergesit, sodat dit dalk bietjie makliker verstaanbaar is en begrypbaar is. Dalk was dit net vir my meer verstaanbaar. Vers 17, hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Hoor vanoggend, Paulus se woorde wat hy sê, ek doen 'n ernstige beroep op elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Onthou, vir wie skryf hy? Vir ongereddes? Met wie praat hy vanoggend daar? Met wie? Die sê, ons het gedink hulle is gered. Met wie? Hy praat vanoggend met jou en met my wat 'n nuwe identiteit het, met mense wat gered is. Maar ergens het daai oortuiging nie lekker geland nie. Of ergens het die oortuiging geland, maar nou sê hy, weet wat, met jou nuwe identiteit, dis die pad wat ek wil hê jy moet stap. Dis hoe jou lewe moet lyk. Dan sê ek doen 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hy sê hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle het met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit
is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hy sê, julle is nie meer so nie. Dis nie waar julle is nie. Hy sê, julle is onderrig in die waarheid. Hoeveel waarhede het ek en jy nie al in ons lewens gehoor nie? Hoeveel boodskappe, hoeveel preke, hoeveel leringe het ons nie gehoor nie? Hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Die nuwe vertaling sê, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Hierdie volgende versie, dis nou 'n parafrase, wat nou geskryf is in eenvoudige Engels. Maar dit stel dit vir my so mooi. Efesiërs 4 vers 1, hy sê, my assumption is that you have paid careful attention to him, to Christ. Been well instructed in the truth, precisely as we have it in Jesus. Hy sê, since then, we do not have the excuse of ignorance. Everything, and I do mean everything connected to that old way of life has to go. It's rotten through and through. Get rid of it. And then take on an entirely new way of life. A God-fashioned life, a life renewed from the inside and working itself into our conduct as God accurately reproduces His character in you. Dat ek sy karakter sal demonstreer. Dat ek sy karakter sal uitleef. Hy sê, beklee jou met Christus. Hy sê, trek uit die ou mens, beklee jou met Christus, trek aan die nuwe mens. So hy sê, daar's iets wat ek en jy moet doen. Nou dat ek sy kind is, onthou, ek probeer nie deur my gedragverandering sy kind te word nie. Vanuit hierdie posisie wat hy my geposisioneer het as sy seun, as sy dogter, vanuit hierdie nuwe identiteit wat ek het as sy kind, wil ek nou so leef. Hy sê daarom, let die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Hy sê, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergang oor julle toring nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Hoe gee ek vir die duiwel plek? Terwyl ek kwaad word en ek deel nie met my woede voor die son sak nie. En hoekom sê hy voor die son sak? Hulle sê wortels groei in die nag. So wanneer ek kwaad is, dink bietjie, die laaste keer wat jy nou regtig jou radkas gestrip het, en jy's nou regtig die hoendersin vir iemand, jy's kwaad vir iemand. Hy sê, as ek nie deel met daai kwaad, voordat ek vanaand gaan slaap, wat gebeur as jy slaap vanaand? Wat droom jy? Jy droom van die ou met wie jy kwaad is. Jy het fights met daai persoon deur die nag. Jy droom allerhande goed wat jy doen en wat gebeur, maar dit steel jou slaap. Môreoggend staan jy op, dan voel jy moeg, dan is jy nou eers kwaad vir daai ou, want hy het jou die hele nag gepest en gepla in jou drome. Moenie aan die duiwel plek gee deur kwaad
te bly vir iemand. Hy sê nie, ons moenie kwaad word nie. Ons gaan kwaad word. Dis deel van die emosies wat God in ons binneste geplaas het. Maar dis wat ek doen wanneer ek kwaad word, wat my die moeilikheid gaan laat beland. So, deel met die kwaad. Maar ja, ek gaan nie nou in detail daar gaan. Hy sê, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel en aan die ander iets het om mee te deel aan die een wat gebrek het. So hy sê, moenie steel nie, werk. Die Here wil vir jou kom voorsien, sodat jy ander kan help ook. Dit is nie 'n selfverrykingsskema nie. Die Here wil jou seën om 'n seën vir ander te wees. Hy sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die goeie stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Laat geen vuil woorde uit jou mond uitloop nie. Jy sien, want jy het 'n nuwe identiteit. Hy het gesê, kry klaar met hoe jy geleef het. Ek en jy moet groei. Hy sê dis die proses wat die Heilige Gees mee besig is, in jou, in my, om ons te verander, dat my taal, my woordeskat moet verander. Die woorde wat uit my mond uitvloei, moet verander. Hoekom? Want ek het 'n nuwe identiteit. Toe ek in die motorbedryf was, gewerk het as 'n mechanic. Die mechanics het altyd verskriklik gevloek. Maar, okay, die ouens wat ek mee gewerk het. Vloek soos matrose, en ek was een van hulle. En ek kom by die Here uit, en ek begin 'n pad met die Here te stap. En ek werk eendag, ek sal nooit vergeet nie, ek kan dit nog sien waar ek daar sit, ek moet die brieke vervang agter op 'n voertuig, die agterste brieke. En die agterbrieke, die van julle sal weet, het sulke wille springs in, sulke wille vere. En ek sit en dan knyp jy met 'n sidecutter en dan trek jy daai veer om hom te hak. En ek vang hy spring en ek trek hom en hy trek en ek weet nie of hy vashak of iets nie en ek trek en die ding, die sidecutter gly af en ek slaat myself hier op my oogbank. Die bloed loop. Maar weer, ek kom nie eens agter met die bloed nie. Ek besef net een ding. Ek het myself geslat met daai sidecutter, dit was frakseer, maar ek het nie gevloek nie. Weet jy wat, ek sit op daai oomblik so dankbaar en ek besef, Here, my taal het verander. Ek het gedink, is alright, ek kan maar die ander oog ook connect. Want skielik besef ek, iets het gebeur. Jy sien, die Heilige Gees werk in ons, met ons, dat ons sal word soos hy, in jou nuwe identiteit, daai proses, dat ek hom sal manifesteer, dat ek anders sal optree en anders sal praat. Hy sê, en dan kom vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees nie. Jy sien, hoekom sê ek dit? Wat het alles vooraf gegaan? Wat is dit alles wat die Here, wat hom bedroef? Hy gaan verder en sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God in Christus julle vergeef het. Jy sien, en ek dink, die Heilige Gees raak bedroef. O Wouter, kom help my gou. Bring jou ander baadjie. Dis sy Filistyn baadjie. Dis die ou mens. En die Here sê, Christus het nuwe lewe geskep. Hy sê, beklee julle met die nuwe mens. Hy sê, ek moet die ou mens uittrek. Hy mens die vertaling het gesê, get rid of that old life. So hy sê, trek dit uit. Met ander woorde, as hy sê, trek die ou mens uit,
Raak ons laat daarvan, dan sê hy, weet wat, jou gedrag, dit wat jy na buite uitbeeld, jou manifestasie, dit wat jy manifesteer na buite toe, moenie die ou mens wees nie. Hy sê, beklee jou met Christus. En alles wat hy daar gesê het, die Heilige Gees wil jou nou, dat jy met Christus beklees, alles openbaar, wat hierdie nuwe mens behels. Die wandel, wat hierdie nuwe mens moet wandel, hoe ons leef, wat ons moet doen, en dit wat hy gesê het, staan hy daar. Hy sê dat ons die volheid het van hom, ek het die volheid van die Here, wat in my woon, deur sy Gees. Hy sê, hy het my die bediening van versoening gegee. Is ek en jy besig om daai bediening van versoening uit te leef? Hy het my geseën met al die seëninge. Het ek en jy 'n oortuiging, 'n openbaring van regtig die seëninge wat die Here vir my gegee het? Is ek besig om te leef in daai seëninge wat die Here my mee geseën het? Of het ek nog nie daai openbaring en oortuiging in my hart nie? En hy noem al hierdie goeders, sy krag wat in ons werk, en alles, maar jy sien, daar's 'n foutjie wat ons maak. Ek dink, dalk nie julle nie, maar wat ek maak. Was my uitdaging tot vanoggend, toe ek ry kerk toe vanoggend, dat ek bedien hierdie goeders en ek praat daaroor. Nou hoor ek net hierdie stem die hele tyd, hoe wil jy oor hierdie goeders preek? Jy preek hierdie goeders, maar dan wys die vyand vir jou, want jy sien, hy is die aanklaer van die broers. Hy kom, dan kom sê hy vir jou, maar jy wil hierdie goed praat, maar jy maak nog daar fout. Jy doen nog dit, jy doen dit nog verkeerd. En jy sien, hy wil hê dat ek bewus moet wees van die ou mens, wat ek afgelê het. Hy probeer jou oortuig van dinge wat jy doen, maar dis eintlik dinge wat jy in die verlede gedoen het, wat jy nie eens agterkom, jy doen dit eintlik nie eens meer nie. Jy sien, die probleem wat ons het baie keer, en ek dink dis wat die Heilige Gees, jy het hom aangegaan, ek het 'n nuwe mens, is jy wat sukkel. Hy is reg. Nee, net die helfte. Jy sien, die uitdaging wat ons het is, we're not getting rid of the old person. Jy sien, ek hou nog vas eintlik aan hierdie minder waardige lewenswandel wat hy my van vrygemaak het. En weet wat, ek dink dis wat vir my belewing, ek sê, Here Heilige Gees, hoe bedroef ons hier? Hy sê, omdat ons nie in die volheid wandel van dit wat hy vir my en vir jou het nie. Yes, hy sê, ons is sy ambassadeurs. Hoe lyk ek as 'n ambassadeur wat halfte Christus is, maar halfte kompromieer en leef soos die wêreld? Jy sien, ons meet ons sukses en alles aan 'n wêreldse stelsel. Ons meet dit nie aan wat God se stelsel is nie, sy koninkrykswaardes nie. Ek is nie besig om deur my lewe versoening te bring, wat hy met die bediening van versoening gebring. Dis met die hartseer, hulle het nou ons ambassadeur uit Amerika uitgeskop. Want ons is ambassadeurs, 'n ambassadeur is die verteenwoordiger van sy land. Hoe lyk ek en jy as ambassadeurs van die koninkryk? Want jy sien, die woorde wat ons mond uitkom, ons leefwyse, lyk dit soos die koninkryk, of lyk dit soos die wêreld, die vuil woorde? Hy sê, moenie laat daar vuil woorde uit jou mond uitkom nie. Nou praat ons saam met die werk, ons praat saam met kollegas, ons kuier saam met kollegas, maar die woorde wat uit my mond uitvloei, is nie, dis nog die ou mens, dis vuil woorde.
En dan die volgende oomblik skielik, dan praat iemand oor die Here, of die Heilige Gees begin in jou binneste, jy het 'n geleentheid gehad wat jy vanoggend kom, nou wil ek, maar nou is dit moeilik, hoe gaan ek nou oor die Here praat? Hoe gaan ek nou 'n ambassadeur vir hom wees? Jy sien, want ek loop vir almal en vertel, ek is sy kind, ek het 'n nuwe identiteit in hom. Ek weet ons is in 'n proses besig om te verander, maar die hartseer is, ons van ons, die meeste van ons wat vanoggend hier sit, ons stap op pad, hoe lank met die Here, en asseblief hoor my, ek wil nie kom met oordeel vanoggend, hy sê ons bedroef die Heilige Gees, omdat ons nie in die volheid leef van dit wat ek het in my nuwe identiteit in hom nie. Want hy sien wat ek kan hê. Hoor vanoggend die oortuiging wat hy met jou en my deel. Hy sê, get rid of it. Bekleed jou met Christus. En nie wat, is nie in jou eie krag wat hy dit doen. Hy kom en sy Gees wat in jou woon, kom gee jou die krag. En soos wat jy die openbaring kry van wie en wat jy is in hom, dat ek dit kan begin uitleef. Jy sien, wanneer krisis my kat langs kom, finansiële moeilikheid my tref, wanneer goeders my tref, dat ek nie, omdat ek hom werklik ken, die openbaring van Christus het, kom ek nie meer op die plek wat ek sê, ja, maar kyk, waar's die Here nou? Hoekom het die Here dit in my lewe gebeur? Hoekom doen die Here dit aan my? Straf hy nou my omdat ek verkeerd gedoen het? Nee, want jy ken hom nie werklik nie. Dat jy sy liefde sal ken, die diepte, die hoogte, die wyte, die breedte, want ek weet, Here het my lief. Krisisse het gekom, Here het my gewaarsku. Maar omdat ek hom werklik ken, kan ek sê, vyand het klaar gesteel by my. Here, my vertroue is in U. Maar jy sien, as ek nie daai openbaring het, dat ek hom werklik ken nie, dan kom ek in die plek. Dan trek ek weer 'n stuk van die ou mens aan. En ek skwaad vir die Here. En ek luister en ek hoor die stem van die vyand wat vir my sê, maar Here, Wouter, die Here is kwaad vir jou. Kyk hoe straf hy jou. Maar as ek hom nie werklik ken nie, gaan ek sy leuns glo. Maar omdat ek hom werklik ken, gaan sy leuns my nie meer verlei en op 'n dwaalspoor tel nie. Dankie, Wouter. Ek gaan trek nou daai ou mens uit asseblief. Bly nou in daai nuwe baadjie. Mag ek en jy vanoggend bekleed wees met Christus. Mag ek en jy, mag hy vir my en vir jou verligte oë van die verstand gee, dat ek hom werklik kan leer ken, wie hy is, dat ek werklik vanoggend kan verstaan en weet wie ek nou is in hom, dat ek sal wandel in die manifestasie van wie en wat hy is. En sit net daai slide van Arno weer op asseblief daar nie. I say the work of the Holy Spirit is an ongoing process of revelation and application of our position and identity in the Spirit. Ek wil nie vanoggend hê dat jy moet uitloop met skuldgevoel nie. Ek wil hê jy moet uitloop om te sê, dankie Heilige Gees, het gekom om my te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wanneer die vyand kom en hy sê vir jou, ou Rian, jy's daarom 'n stuk rubbish hier en daar hoor, dan kom die Heilige Gees en hy oortuig van geregtigheid en hy sê, Rian, jy's nie rubbish nie. Jy's 'n seun. Wanneer die vyand vir jou sê, jy's 'n mislukking, jy gaan nêrens kom, die Heilige Gees kom en hy oortuig my en hy sê vir jou, Alwyn, jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's 'n seun. En elke keer wat die vyand jou wil kom aankla, wat hy jou kom oortuig, maar in Christus is jy 'n nuwe skepping. In Christus het jou saam met hom lewend gemaak. Hy wil jou oortuig vanoggend wie jy is. En wanneer daar iets verkeerd is, sal die Heilige Gees, hy kom oortuig jou. Hy gaan jou nie aankla nie. Hy gaan kom sê, Walter,
Die manier wat jy nou met jou ma gepraat het. Hoe dink jy? Want jy sien, hy wil jou help om die karakter van Christus te manifesteer en openbaar. The ongoing process of revelation and application. Mag hy die koning van die konings in my en jou ten volle openbaar, dat ek al hoe meer sal begryp en oortuig wees van dit wat ek is in hom. En Vader, dankie dat U ons elkeen vanoggend onbeskryflik liefhet. Dankie Here dat ons vanoggend U seuns en U dogters is. En dankie vir U geduld met ons. En Here dat U met ons 'n pad stap. Here het gesê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Here het gesê dat die werk wat U in ons begin het, dat U dit sal voltooi. En ek bid dat U vanoggend U werk in ons sal volkome maak. Ek bid vanoggend, Here, help ons om te hoor, te sien, dit wat U vir ons wys, wat U met ons deel. Here, help ons om met selfbeheersing dinge neer te lê, wat U van ons vra om neer te lê. Here, dat ons sal wandel, nie vanuit skuldgevoel nie, en 'n bewustheid, van sondebewustheid, maar Here, dat ek sal wandel vanuit 'n bewustheid van U liefde, dat ek sal wandel en leef vanuit 'n bewustheid van U Gees wat in my woon, dat ek sal wandel en sal leef vanuit 'n bewustheid van wie U is in my en wie ek is in U. En ek bid dit in Jesus naam. Here, help ons om alles toe te eien en toe te pas wat U ons leer en wys. Ek bid vir nuwe openbaring. Ek bid dat U dinge vir ons sal oopbreek in Jesus naam. En ek dank U daarvoor vanoggend. Amen en amen.